Baie welkom by ons meditatiewe diens. As jy vir die eerste keer inskakel vandag of jy is dalk van ons gemeentelede van oorsee af wat inskakel, baie welkom ook aan jou. Daar's 'n paar goed in ons gemeenskap wat besig is om te gebeur en ek wil julle graag daarvan vertel. En eerstens, die belangrikste, wil ons vir julle baie dankie sê vir julle finansiële ondersteuning die afgelope tyd. Julle help ons om alles in stand te hou. Julle ondersteuning help ons om mense geestelik en ook fisies te ondersteun en ons is baie dankbaar daarvoor. Kategese het ook weer onlangs begin. As julle kinders het of jy weet van mense wat kinders het, dan is jy welkom om op die webblad te gaan en die materiaal direk daarvan te gaan aflaai. Pinksterreeks begin ook een van die dae. Julle gaan elke dag gaan julle 'n diens kan kyk en ons wil julle graag uitnooi om deel te wees daarvan. Ons gaan ook voortaan elke Sondag mense uitnooi om deel te neem aan Zoom gesprekke. My e-posadres is beskikbaar en julle is welkom om vir my 'n uitnodiging te stuur of 'n e-pos te stuur. Dan sal ek julle uitnooi om deel te wees van 'n Zoom gesprek vanmiddag vanaf 4:00. Dalk wil jy net hallo sê of miskien wil jy die diens bespreek of die teks, dan is jy baie welkom om van jouself te hoor. As jy van tevore al een van die meditatiewe dienste dopgehou het of ingeskakel het, sal jy sien dat ons 'n paar goeders doen. Ons steek kersse aan, ons bid saam, ons omarm stilte, ons luister musiek en ons lees 'n teks saam. Ons gaan vanoggend dieselfde doen. En voor ons dit gaan doen, gaan ons eers 'n kers aansteek. Die kers wat ons aansteek is 'n simbool. Dit is iets wat ons kan sien. Die kers wat ons aansteek herinner ons dat God se Gees by ons is. Elke dag. Soms het ons ervaring God is naby, en ander kere het ons ervaring God is ver, maar soos gelowiges van die begin af wil ons mekaar herinner dat God se Gees is by ons. En ons gebed vanoggend is dat God in die donkerte, in hierdie donker tye, aan ons lig sal skenk. Ons gaan mekaar die geleentheid gee vanoggend om by God te kom rus, om in God se teenwoordigheid te kom rus. Ons gaan vanoggend saam bid. Ek wil vir jou vra om daar waar jy is, jou oë toe te maak, en rustig in te asem en weer uit te asem. En terwyl ons in hierdie oomblik is, wil ek jou vra om bewus te raak van jou liggaam, van jou lyf, van jou asemhaling. Dat jy inasem en dat jy uitasem. En vir die volgende paar oomblikke te dink oor waar jy die ervaring het in hierdie week wat was of waar jy vandag is, waar jy donkerte ervaar. Dalk in jou gedagtes of in die situasie waar jy is, of dalk 'n pyn in jou lyf. Maar vir die volgende paar oomblikke net bewus te word van waar op die oomblik ervaar jy donkerte. Hou vas aan daai gedagte. Bring dit na God. Terwyl ons in hierdie stilte sit en ons oë toe, wil ek jou vra om bewus te word van waar op die oomblik in jou lewe het jy die ervaring God se lig wat inskyn in jou lewe.
Ons gaan nog so rukkie in hierdie oomblik bly, terwyl ek vir julle 'n gebed gaan lees. En na die gebed gaan ons luister na musiek en dan gaan ons mekaar die geleentheid gee om ons eie gebed na God toe te bring. Be silent, be still, alone, empty before your God. Say nothing and ask nothing. Be silent, be still. Let your God look upon you. That is all. God knows and God understands. God loves you with an enormous love and only wants to look upon you. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Ek is baie bewus van mense se uiteenlopende ervarings in hierdie vreemde tyd. En dit hang af van ons omstandighede, van die ekonomiese vlak in ons lewe, van ons voorregte en van ons armoede. En daarom dink ek is die uitdaging wat ons het, is om baie sensitief te wees oor hoe ons met en oor ander mense praat. Want wie weet regtig wat in ander mense se lewens aangaan, en hulle uitdagings en hulle stryd. En daarom dink ek, help hierdie teks ons, die brief wat Paulus geskryf het, herinner ons aan dit waar gelowiges van die begin af gereflekteer het in tye wat dit moeilik is. En dit is die fyn kuns van dankbaarheid, van vergenoegdheid. Daar's min belangriker dinge wat 'n mens in die lewe kan besit, dink ek, as om hierdie vermoë te hê, of hierdie gawe, om volkome tevrede te wees met jou lewe. Om alles, die onverstaanbare, die pynlike kante, om alles elke dag met dankbaarheid te ontvang en te verduur en selfs soms te vier. Paulus het die skadukant van die lewe geken. As baie gedeeltes wat hy skryf oor tye wat hy honger was en dors was, bang en angstig en onseker en slapelose nagte gehad het. Maar nêrens lees jy dat hy gekla het nie. Inteendeel, jy lees net van dat hy vergenoegd was, dat hy dankbaar was. Daar's 'n gedeelte wat hy self sê dat hy verbaas is oor dat God hom kan gebruik of wil gebruik, selfs ten spyte van alles wat met hom gebeur het. Daar's 'n Russiese skrywer met die naam Alexander Solzhenitsyn wat 'n boek geskryf het, The Cancer Ward. En hy skryf oor hierdie idee van Paulus en hy noem dit om met dankbare tevredenheid te leef. Hy sê daar's 'n ouer egpaar, die familie Katmans, wat vir hom hierdie fyn kuns geleer het. Hy het hulle ontmoet op 'n Russiese dorp in die wildernis toe hulle almal verban was in die oorlog. En hy sê dit was 'n wonderlike egpaar gewees. Hulle was talentvol gewees, maar hulle was in die gruwelike onderrig aan gedoen. En soos hy het hulle ook oornag alles verloor. En hy sê dan, maar ten spyte van alles wat met hulle in hulle lewe gebeur het, het hulle die lewe gesien as een groot avontuur. Hulle het hom geleer om blydskap te vind in die klein goedjies van elke dag en om hierdie blydskap met ander mense te deel. As hy oor hulle praat, dan skryf hy en sê, whatever happened to the exiled Katmans, they kept saying, isn't it fine? Things are so much better than they used to be. How lucky we are to have landed in such a nice part of the world. If they managed to get hold of a loaf of white bread, how wonderful. If they found a 2-volume edition of Płatowski in the bookshop, splendid. There's a good film on at the centre that day, marvellous. A dental technician had arrived to provide new dentures, excellent. Another gynecologist has been sent there, a woman, an exile too, very good. And the sunset over the steppe, orange, pink, flame, red, crimson and purple, how beautiful. Om vergenoegd te leef, om met dankbaarheid te leef, soos wat Paulus skryf, en soos wat die Katmans uitgeleef het, dink ek is vir meeste gelowiges 'n uitdaging.
Dis dalk makliker om daar te gaan as dinge rondom jou relatief goed gaan. As jy soos die Catmans in die storie middele het tot jou beskikking, as daar ruimte tussen jou is. Maar wat gebeur as alle infrastruktuur rondom jou verval? As die middele tot jou beskikking verdwyn, jou kos, salaris, as die ruimte rondom jou kleiner raak, as die siekte posvat, as jy longe ingee, as jy dan soos Job sal sê, ek wens ek was nooit gebore nie. Wat dan? Wel, dan sê die Bybelskrywers en gelowiges vir ons, wat jy dan doen, is om soos Job nie wanhoopig te raak nie, nie sinies te raak nie, maar om hardnekkig aan God vas te klou, selfs in opstand en protes, om vas te klou aan God, en om aan te hou glo. Selfs al ontglip die vertroue jou nou en dan, dat God nie daar is nie, en dat die goeie nie gaan oorwin nie, en dat jy nie weet wat jou gaan voorlê nie, om aan te hou glo, sodat jy dan by die plek kan kom, van dankbare tevredenheid, waar jy dan kan kom en soos Job dan kan sê, ek het die goeie geskenke uit God se hand aanvaar, moet ek nie nou ook die slegte aanvaar nie. Paulus skryf in hierdie brief oor dankbaarheid. Hy skryf dit as iemand wat albei kante ken, die goeie en die slegte. Ek dink hy herinner ons dat alles in die lewe, alles is 'n geskenk en dat ons dit kan ontvang. Mag jy op daai reis gaan en ook by daai plek uitkom van dankbare tevredenheid, waar jy kan opstaan in die oggend, die vensters kan oopmaak en kan sê dankie. Ek wil vir julle 'n gedig lees van Mary Oliver. En as ek dit klaar gelees het, gaan ons luister na musiek. En terwyl die musiek speel, miskien wil jy bewus word van wat dit is waarvoor jy dankbaar is. Die goeie goed in jou lewe. En ook wat jy dink die slegte goed, die donker kante, waar jy God se lig sien inskyn. Today I'm flying low and I'm not saying a word. I'm letting all the voodoos of ambition sleep. The world goes on as it must. The bees in the garden rumbling a little, the fish sleeping, the knots getting eaten, and so forth. But I'm taking the day off, quiet as a feather. I hardly move, though really I'm travelling a terrific distance. Stillness. One of the doors into the... Het is gebruikelijk dat ons elke week die nagmaal saam vier as 'n gemeenskap. Ons is nie volgens by mekaar nie, maar tog glo ons dat God die afstande tussen ons in stand hou. En daarom wil ek jou uitnooi om vanoggend saam met my die nagmaal te gebruik. Die brood wat ons vanoggend breek, mag dit vir jou 'n herinnering wees van jou eie gebrokenheid en van jou eie menslikheid, van die kere wat jy die lewe nie reg kry nie, en die kere wat jy dit wel reg kry. Mag die wyn of die sap wat jy gebruik, mag dit vir jou 'n herinnering wees en 'n uitnodiging aan hierdie vrede van Christus waar Paulus geskryf het. Mag dit ook vir jou troos wees om te weet dat God is by jou, waar jy ook al sal gaan. Mag jy in die week wat gaan kom met 'n dankbare tevredenheid lewe. In tye waar dit lig is en in tye waar dit donker is.
Ek wil graag vir julle 'n gedig van Koos van der Merwe lees wat julle in hierdie week saam met julle kan neem. Die lig skyn breek vandag en die donker is so helder soos die nag. Met tussenin die grys en die donker vlamme ys. Dis hier waar skadu's brand in my hart se ander kant. Maar stukkies lig sal die swart met tyd laat vlug. Aan die begin van ons saamkoms het ons 'n kers aangesteek met 'n gebed dat God vir ons ligglas laat skyn in ons lewens. Ons blaas die kers aan die einde van ons saamkoms uit, nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie, maar as mense wat glo dat God se lig alreeds oral skyn. Mag dit vir jou 'n goeie en 'n mooi week wees. Totsiens.